Goeiedag, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Ons skriflesing kom vanmôre uit 2 Kronieke 16. Kom luister graag saam met ons na die woord van die Here en mag hy ons elkeen versterk in ons vertroue in die enigste ware God wat ons kan ken, in Jesus Christus ons verlosser. Onse Vader in die hemele, U het ons harte gehoor, want is voor U waar ons stil raak. Die God wat alles gemaak het, die God wat ons nie nodig het nie. Ja, wat is daar wat ons vir U kan bring? Wat is daar wat ons vir U kan doen, sodat U by ons in die skuld kan wees? Nee, U is heilig. U almag ken geen perke, U koningskap strek oor die eindes van die ganse heelal. Voor U alleen kan ons neerbuig, kan ons stil raak in aanbidding. Maar Vader, U grootste heerlikheid lê daarin, dat die God wat alles geskep het, ons in Christus dien. Ja, dat U ons kom opsoek, ons wat swak is, ons wat vir ewig verlore moet gaan. Ja, U kom soek ons op, om ons te help, om deel te wees, betrokke te wees, in die groot en in die klein van ons lewe, die soet en die suur, die lekker en die trane, sodat U doel met ons kan bereik. Vader, mag ons U ken, mag ons U heerlikheid ken, soos wat ons dit sien en ken in ons Here Jesus Christus. Mag het ons opwek tot 'n lewe van dankbaarheid, aan U toegewy, 'n lewe waarin ons in alles op U alleen vertrou. En daarom vra ons, vestig in ons harte 'n liefde vir U woord. Vestig in ons harte, ja Here, 'n waardering, sodat U Gees ons kan lei in die waarheid daarvan, en dat ons meer en meer van ons eie opinies kan wegstap en van ons eie ek. Ja, mag U die werk wat U deur die Gees begin het, in elkeen van ons voorsit, veral ook nou as ons by U kom sit om na U woord te luister. Ja, spreek Here, sodat ons kan luister, en wees veral by my, U swakke diensknegt, wat U woord moet bring. Dit bid ons alles in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit 2 Kronieke 16 vers 1 tot 14. 2 Kronieke 16 vers 1 tot 14. In die 36ste jaar van Asa se regering het Baesa, koning van Israel, teen Juda opgetrek en Rama versterk om verkeer van en na Asa, koning van Juda, te verhinder. Asa neem toe silwer en goud uit die skatkamers van die huis van die Here en die koninklike paleis en stuur dit na Ben-Hadad, koning van Aram, wat sy setel in Damaskus gehad het, met die woorde: daar is 'n verdrag tussen my en u, tussen my vader en u vader. Kyk, ek stuur vir u silwer en goud, verbreek dan u verdrag met Baesa, koning van Israel, sodat hy van my af wegtrek. Ben-Hadad het gehoor gegee aan koning Asa en die aanvoerders van sy krygsmag na die dorpe van Israel gestuur. Hulle het Ijon, Dan en Abel Maim aangeval en ook al die voorraadstede van Naftali. Toe Baesa dit hoor, het hy dadelik opgehou om Rama te versterk en sy werk daar gestaak. Koning Asa daarenteen het die hele Juda saamgeneem en hulle die klippe van Rama waarmee Baesa gebou het, as ook die hout weggedra. Daarmee het Asa toe Geba en Mispa versterk. In daardie tyd het die siener Hanani na Asa, koning van Juda, gekom en vir hom gesê: omdat jy op die koning van Aram en nie op die Here jou God gesteun het nie, daarom het die leer van die koning van Aram uit jou hand vrygekom.
Was die Kassiete en die Libiërs nie 'n groot leermag met 'n baie groot getal strydwaans en strydwa bemanning nie? Maar omdat jy op die Here gesteun het hy julle in jou hand gegee. Want die Here, sy oë deurkruis die hele aarde, om hulle wie se harte volkome by hom is, kragtig by te staan. Hierin het jy dwaas opgetree, want van nou af sal daar oorlog teen jou wees. Asa het hom vir die siener vererg en hom in 'n blok gesit, want hy was onbeheerst kwaad vir hom daaroor. Asa het in dieselfde tyd sommige van die volk mishandel. Kyk, die vroeëre en latere geskiedenis van Asa, is dit nie opgeteken in die boekrol van die konings van Juda en Israel nie? In die 39ste jaar van sy regering het Asa 'n voetkwaal ontwikkel. Sy siekte het later ernstig geword. Selfs in sy siekte het hy nie die Here geraadpleeg nie, maar by geneesers raad gesoek. Asa het by sy voorouers gaan rus. Hy het in die 41ste jaar van sy regering gesterf. Hulle het hom begrawe in sy graf wat hy vir hom uitgekap het in die stad van Dawid. Hulle het hom neergelê op 'n baar, vol allerhande speserye, gemeng met die kundigheid van 'n salfmenger. Hulle het vir hom 'n besondere groot dode vuur laat brand. Tot sover lees ons uit die woord van die Here uit. Geseënd is hy wat hierdie woorde hoor en daarvolgens lewe. Ons gaan veral fokus op hierdie woorde in vers 9. Want die Here, sy oë deurkruis die hele aarde, om hulle wie se harte volkome by hom is, kragtig by te staan. Geliefdes, die goeie nuus van die Bybel, ja, wat deur alles wat in die Bybel geskryf, ja, gedra word, maar waarsonder die Bybel ook geen goeie nuus vir ons kan wees nie, gaan altyd om God te ken, waarlik te ken, en dan in die besonder, hoe ons hom in Christus kan ken, hoe sy heerlikheid uit Christus uitstraal. As jy na Christus kyk, soos wat die hele Bybel hom aan ons voorhou, dan sien ons die grootheid en die goedheid van God raak, soos nêrens anders te nie. Maar sien, eers as ek die heerlikheid van God in Christus raak sien, eers as ek van harte glo en sien, wat God in Christus vir my, ek wat vir ewig verlore moes gaan, wat hy vir my in Christus gee en wat hy vir my gedoen het, sien ek nie net God se skoonheid en sy heerlikheid duidelik raak nie, maar word dit vir my maklik om in alles God met alles te vertrou. Die teendeel is natuurlik ook waar. Die oomblik wanneer God se heerlikheid in Christus vervlou, wanneer die evangelie sy trefkrag in my hart verloor, dan verloor ek ook my vertroue in God. Dan sit ek maklik my hoop op mense, of op dinge, of op omstandighede, en dit wat hulle vir my kan bring, of die belangrikste, ek sit my hoop en my verwagtinge in myself, in my eie pogings, in my eie planne. En meeste van die tyd begin ek dinge doen, waarvan God nie hou nie, en waar sy skrif duidelik vir my sê, ek dit nie moet doen nie. Hier aan die begin van 2026 is die belangrikste vraag, oorweldig God die Heilige Gees my hart nog so met die skoonheid van die evangelie, die skoonheid van Christus, die heerlikheid van God, sodat ek in alles, in goeie en slegte, op God alleen bly vertrou. Ek kan onthou, op teologiese skool het een van my proffies vir ons geleer, dat in die hele Ou Testament vertel die Vader vir ons van sy seun wat gaan kom. In die hele Nuwe Testament vertel die seun vir ons van die Vader wat hom na ons toe gestuur het. Nou, wanneer God ons in die Ou Testament van sy seun vertel, dan lees ons van hierdie knegt wat deur almal verag gaan word, maar deur wie se wonde daar vir ons genesing gaan kom. Ja, hierdie knegt gaan nie kom as 'n groot koning nie.
Hy gaan kom as 'n veragte om ons te dien. Kom ons in die Nuwe Testament en die Seun leer ons van die Vader. Weereens kry ons nie vir Jesus in 'n paleis nie, maar ons sien hom hoe hy siekes gesond maak. Hoe hy bemoeienis met uitgeworpenes maak. Hoe hy stikkende sondaars met die liefde van God bedien. En ons hoor hoe hy God se woord aan hulle bekend maak, sy koninkryk verkondig, maar die belangrikste, ons sien hom aan 'n kruis. En ons sien hom nie in 'n leë graf nie, want hy het opgestaan. Daarin skitter God se heerlikheid, hoe hy ons kom dien het in Christus, ons wat swak is. Nêrens skitter die wese, die hart, die liefde van God so helder, as in sy dienskneg, Jesus aan die kruis, en dit in ons belang. Jy sien, daarom gaan die Bybel, moet elke preek, moet elke Bybel lees, maar hy wil altyd by hierdie skoonheid uitbring, want dan word dit maklik om al my vertroue in God alleen te stel. Jy sien, God se hoogste heerlikheid lê daarin, dat hy as volmaakte Vader altyd die belange van sy kinders eerste stel. As die apostel Paulus in die boek Handelinge 17 die evangelie aan die slimmes van desydse wêreld verkondig, dan sê hy van God, hy word nie deur menslike hande bedien nie. Asof hy aan iets 'n behoefte is. Wat kan ek en jy op hierdie oomblik vir God doen, dat as ons dit nie gaan doen nie, dan is hy nie meer God nie. Net mooi? Niks. En dan gaan hy verder aan sê, dit is hy wat aan almal lewe en asem, ja alles gee. Sonder God se diens aan ons, swakke mense, kan ek en jy nie eens die volgende asemteug inhaal nie. Mag die Gees hierdie waarheid ons harte daarmee oorweldig. Ja, so skitter God se heerlikheid uit, ook in die woorde van die siener Genani, as hy sê, want die Here, sy oë deurkruis die hele aarde, om hulle wie se harte volkome by hom is, kragtig by te staan. God werk onverpoos, kyk, is besig, is betrokke om sy kinders te dien, om my en jou te dien. Hierdie gedeelte speel af van die tyd toe Asa koning van Juda was. Nou ons weet dat na Salomo se dood, ja, dat die volk Israel in twee geskeur het. Ja, dat Rehabiam, sy seun, die koning geword het van die suidryk, Benjamin, en Juda, en dat daar ook 'n noordelike ryk was, wat die 10 stamme ryk sou wees, en dat hulle by tye vyande van mekaar geword het, soos ook hier die geval is. Ja, Rehabiam was die heel eerste koning van Juda, en hy was opgevolg deur Abia, wat maar net 3 jaar geregeer het. Dis Abia se seun, Asa, basies die agterkleinkind van Salomo, waarvan ons in hierdie gedeelte lees. Hy het vir 41 jaar oor Juda regeer, waarvan die eerste 35 jaar goeie jare was. Verlang het Asa God gedien en het hy sy vertroue net op God alleen gestel. Hy het afgoderry uitgeroei en uit 'n verbond met God gesluit. Sy hoop en vertroue was net op God en God het hom geseën met vrede en voorspoed. Dis dan, wanneer ons in 2 Kronieke 16 lees, hoe die koningskap van Asa begin verkeerd loop het, want hy het nie meer op God alleen vertrou nie. Hy het nie tot aan die einde die wedloop van die geloof daarom volhard nie. Ons het gelees van by Esa, die koning van die noordelike ryk, wat die stad Rama 'n vestingstad gemaak het, betekende dat die noordelike ryk beheer uitgeoefen het oor wie mag Juda binnekom en wie mag Juda
uitgaan. Met ander woorde, dit gebeur tot in vandagse tyd dat wêreldleiers beheer jou ekonomie van wie mag in en wie mag uit. En daar was baie rykdom, baie handel wat vanuit die Midde-Ooste na hulle toe kon kom. Dit kon nie meer gebeur as Baesa Rama sterk gemaak het nie. En in plaas daarvan dat Asa na God toe gaan, vat hy toe goud en silwer uit die skatkamers van God, uit die tempel uit, om vir koning Ben-Hadad van die Arameërs om te koop, om die noordelike ryk aan te val. As julle op 'n kaart gaan kyk en julle sien Juda is hierso, dan is die noordelike ryk hierso, en dan is Aram hierso, en hy stuur toe koning om van 'n ander kant af in te val, sodat die aandag weggetrek kan word van Rama af. Ja, Asa vat God se geld om 'n goddelose koning om te koop, om hom uit sy nood te help. Menslik gesproke was dit 'n goeie plan, want Ben-Hadad het toe die noordelike ryk ingeval, en hulle het toe opgehou om Juda te blokkeer, op die oog af blink plan, Asa. Vir Asa het die werklikheid van sy gevare groter geword as die lewendige God self. En daarom vertrou hy op homself en gryp hy eers na die geldkoffers en maak hy eers staat op sy mag en op sy plan om die situasie op te los. Hoekom sien ek so baie van Hendrik in hierdie manier van werk? Ek is so goed daarmee om op Hendrik se vermoëns te vertrou. In plaas daarvan om net eers bidend na God toe te gaan en hom met 'n saak te vertrou en te wag vir die uitkoms wat hy gaan gee. Want Hendrik hou nie van God se tydsberekening nie. Ek wil altyd in beheer wees. En so baie keer, eers as my eie planne gefaal het, eers as ek teen die muur vasgehardloop het, as niks meer werk nie, dan is God goed genoeg. Dan wil ek op my knieë gaan en gaan pleit. Hoekom nie daar begin nie? As God die siener Genani na selftevrede Asa, wat die plan van Baesa op 'n meesterlike wyse gevnaik het, strategies, menslik gesproke skitterend. As hy hom soontoe stuur, dan spel die siener Asa se sonde duidelik uit, omdat jy op die koning van Aram en nie op die Here jou God gesteun het nie. Die eens godvreesende koning verloor sy vertroue in God, en van toe af weet hy wat oorlog is. Toe's vrede uit sy hart en sy lewe uit. Ook anders as sy voorvader Dawid, wat nadat Nathan by hom gekom het en sy sonde uitgewys het en Dawid tot bekering gekom het, het Asa onbekeerd aangegaan. Hy het tot God se boodskapper in 'n blok gesit en in die tronk gesit. Selfs toe 'n siekte hom later oorweldig het, hoe lees ons dat hy nog steeds nie tot bekering gekom het en God geraadpleeg het nie, en dat hy die mense sleg begin behandel het. Hy het letterlik sy wiele het geheel en al ontspoor weg van God af. Maar natuurlik, nie voordat Genani vir hom gesê het nie, want die Here, sy oë deurkruis die hele aarde, om hulle wie se harte volkome by hom is, kragtig by te staan. As Asa sy vertroue in God verloor, was dit nie omdat God ver van hom af was nie. Ook nie omdat hy God nie geken het nie. Miskien was dit juis moontlik, omdat hy soveel voorspoed, soveel vrede beleef het, omdat hy God in alles geken het, was dit juis hierdie voorspoed, wat hom van God af weggelei het. Dit het hom self voldaan gemaak. In vers 8 herinner God hom deur sy siener Genani. Hy sê vir hom, die Kusiete en die Libiërs was 'n groot leermag, en gaan lees veral hoofstuk 14. Daar lees ons 'n weermag van meer as 1 miljoen het teen hom opgestaan. Hulle het 340 strydwaans gehad, terwyl sy weermag maar net
iets in die 200.000 man was. En dan lees ons, ja, hulle het met 'n magtige getal strydwaans en ruiters opgedaag. En dan sê God vir hom, maar jy het gesteun op die Here, en hy het hulle aan jou oorgegee. Asa het dit beleef, hoe hy net op die Here vertrou, en die Here net vir hom uitkoms gee. En tog vergeet hy dit. Hoor hoe Asa, julle moet daai gebed gaan lees in 2 Kronieke 14 vers 11. As 1 miljoen manne met strydwaans en ruiters voor hom en sy klein weermaggie te staan kom, dan bid hy hierdie woorde: Here, niemand is soos U om hulp te verskaf in 'n geveg tussen die wat baie is en die wat kragteloos is nie. Help ons, Here ons God, want op U steun ons en in U naam kom ons teen hierdie menigte te staan. Here, U is ons God, laat sterflinge nie teen U die oorhand kry nie. Ja, daar was 'n tyd toe Asa op God vertrou het, omdat hy God geken het as die God wat sy beloftes hou en nakom. Maar ook as God almagtig wat swak is help, hy het God geken as die God wat swak is help. En daarom het hy hom geraadpleeg. En skielik het dit nie meer vir hom belangrik geword nie. Vertroue en gehoorsaamheid aan God en sy woord gaan natuurlik altyd hand aan hand, want ons lees, toe hy eers begin wegstap en God nie meer vertrou nie, toe doen hy 'n klomp verkeerde dinge. En die goed gaan altyd hand aan hand. En dis hoekom die Here ons altyd of die duiwel ons altyd stomp maak vir dit wat vir God reg is en wat vir God verkeerd is. Ons begin die klein dingetjies eers verkeerd doen, en begin ons al hoe verder weg beweeg, en dan raak dit vir ons moeiliker om op God te vertrou. Ja, om God te vertrou gaan hand aan hand om God te gehoorsaam. Die twee kan ons nooit van mekaar losmaak nie. Hoeveel te meer as Asa ken ek en jy nie hierdie almagtige God, wat al sy mag gebruik om sy beloftes van liefde en trou na te kom aan hulle wat swak is nie. Skitter hierdie waarheid nie uit die hele kruisevangelie uit nie. God wil dat ons hom van harte moet vertrou. Maar hy weet ook, my en jou se harte is die groot probleem, vanaf Adam en Eva. Vandat hulle met hulle harte van God af weggedraai het in die paradys, wat vervloeking oor hulle gebring het, is ons elkeen se hart toe daartoe geneig om God nie te vertrou nie. Ja, op ons eie is ons harte ongeneeslik. Ons is net te swak om ons uit hierdie gemors uit te help. En dan kom God in sy heerlikheid, waar ons die duidelikste, die skoonste, die mooiste, ja die aller, ek hardloop uit woorde uit, ja, hy kom ons te hulp, wat swak is in Christus. Niks is mooier, niks is skoner as dit nie. Hy kom my wat swak is te hulp, Christus, die Seun van God, het in my plek mens kom word. Hy het in my plek aan die kruis kom sterf. Hy het uit die dood uit opgestaan en na die hemel opgevaar. En hy gaan verder. Hy kom stort sy gees in ons harte uit, om ons nuut te maak. Om ons ongeneeslike, bedrieglike hart lewend te maak vir God. Nuwe lewe daarin te blaas. Uit ons diepste nood het hy ons gered, ons grootste vyand, wat ek en jy op ons eie nie kon baas raak, net aan die kruis verslaan. Ja, sy seun moes in ons plek sterf, sodat die duiwel, die sonde of die dood nie meer oor ons kan heers nie. Meer as Asa het ons elkeen alle rede om op God alleen te bly vertrou. Want in Christus sien ons God se hart raak, wat oral soekend en kykend is, net om sy swak kind te help. Asof ons verlossing van ons grootste vyand nie genoeg is nie, is dit belangrik om God ook raak te sien, soos wat hy hier deur die siener Genani aan ons bekend gemaak word.
Genani skets aan ons die volmaakte Vader, wat met sy almag tussen sy kinders is. Hy is soekend en kykend betrokke. Hy staan nie ver af nie. Hy ondersoek en deurgrond alles, tot elkeen van ons harte. Hy ken elke vonk van blydskap in my hart, maar ook elke greintjie van hartseer en pyn. Hy kan nie wag om hand by te sit en te help, te rig of te lei en te ondersteun nie. Is dit nie 'n mooi beeld waarmee die siener van God hom beskryf nie? Want die Here, sy oë deurkruis die hele aarde, om hulle wie sy harte volkome by hom is, kragtig by te staan. Die aand voor sy kruisiging het Jesus beloof dat hy die Vader gaan vra om sy Gees na ons toe te stuur om tot in ewigheid by ons te wees. Nooit, maar nooit tot in ewigheid sal ek en jy alleen wees nie. In Christus en deur sy Gees is God by ons, by my en jou, om ons te help, te lei in die lig van sy woord. Ja, soos 'n liefdevolle Vader, haal God vir geen oomblik sy oë van sy kind af nie. En hy's reg om met die geringste te help en te ondersteun. En hy help nie net op Sondag hier in die kerk nie. Dis ook nie iets wat hy net doen as hy nie te besig is met ander belangriker sake nie. Dit lê in God se liefdevolle hart ingeprent om so te wees, altyd, enige tyd, orals. Ook is geen plek te vuil of te gevaarlik om jou te gaan haal en uit te help nie. Ook is geen sondebagasie te groot of te swaar, sodat hy dit nie in Christus kan verwyder nie. Hy gaan ook nie altyd my omstandighede verander nie, maar hy gaan my selfs in die omstandighede die krag gee van 'n jong man om daardeur te kom. Ons kan hom met alles vertrou. En vertrou beteken om my hart volkome op hom te stel, om ook net te doen wat vir God reg is, om in my hart oortuig te raak, dat God se weg is die enigste en die beste weg vir my, en dan kan ek met hom op hom vertrou, wat die gevolge ook al mag wees. En as jy ooit sou twyfel, of het ook vir jou waar is, kyk net weer na die kruis, waar God ons reeds kom help het, toe ons nie kon nie, toe ons te swak was. Daar het sy kragtige regterhand ons kom help. Sondag vir Sondag is ons die goeie nuus van Christus van hierdie kansel af preek, sien ons hierdie heerlikheid van God raak, dat God almagtig na ons toe kom om ons te dien, om ons in ons swakheid te help en by te staan. My broer, my suster, kom ons gaan hierdie jaar in en ons vertrou hom met alles, wat ook al vir ons in 2026 wag. Amen.